maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Ons kyk na die boek Deuteronomium en ons volg nog steeds die Israeliete op hulle pad na die beloofde land. Vandag kyk ons na hoofstukke 31 tot 34 waar Moses sterf en Josua die leierskap van die volk oorneem. Teen die tyd was Moses al 'n baie ou man en hy het God vir baie jare gehoorsaam. Hy het die Israeliete gelei uit Egipte deur die woestyn en tot net voor die beloofde land. Maar omdat hy en Aaron destyds by Meriba ongehoorsaam was teenoor God, mag hulle nie die beloofde land binne gegaan het nie. Moses moes die leierskap aan Josua oorgee. Josua was 'n sterk en dapper man wat God vertrou het. Moses het vir die mense gesê om nie bang te wees nie, want God sal saam met Josua wees en hulle in die nuwe land inlei. Moses het vir Josua gesalf as die nuwe leier en vir die volk gesê om God altyd te vertrou en te gehoorsaam. Daarna het Moses op 'n berg gaan staan, waar hy die hele beloofde land van ver af kon sien. Maar hy het geweet dat dit nou Josua se taak was om die mense, die volk, verder te lei. Moses het gesterf en God het hom begrawe op 'n plek wat niemand ken nie. Maats, wat kan ons leer uit hierdie verhaal waar Moses tot net voor die beloofde land gekom het en waar hy leierskap moes oorgee aan Josua? Eerstens kan ons leer dat God 'n plan het vir almal. Moses het nie die land ingegaan nie, maar God het steeds 'n spesiale rol vir hom gegee. Net so kies God elkeen van ons vir 'n spesiale taak in die lewe. Tweedens, leierskap vra geloof en moed. Josua moes dapper wees om die volk verder te lei, maar hy het op God vertrou. Nog 'n les wat ons kan leer is oor gehoorsaamheid aan God en hoe belangrik dit is. Moses het 'n wonderlike leier geword, omdat hy God se stem gehoor en gevolg het. Maar hy kon nie die beloofde land binnegaan nie, want hy het die Here onteer en hy was ongehoorsaam. Hy het kwaad geword vir die volk. Die laaste les wat ons kan leer is dat God altyd saam met ons is. Net soos God saam met Moses en Josua was, is hy ook vandag by ons om ons te help wanneer ons bang is of wanneer ons twyfel. Daar sy maats, soms maak ons foute en is ons ongehoorsaam en word ons gestraf deur net tot voor die beloofde land gebring te word. En ander kere vergewe God ons en gebruik hy ons vir spesiale take. Onthou dat ons elkeen hier op aarde is met 'n spesifieke doel en dat God 'n plan het vir elkeen van ons. Tot volgende keer. Totsiens!